wys ons, lei ons om die regte besluite te neem. Maak ons oë oop sodat ons U sal kan sien. Maak ons ore oop om U te kan hoor en maak ons mond oop sodat ons U net kan loof en prys, maar ook net lewe kan spreek en nie dood nie. Here, ek vra asseblief wanneer ons nou in worship sal ingaan, dat ons net dit uit vrye wil uit sal net ons hande sal oplig en U sal prys. Here, ek vra asseblief dat ons nie sal bang wees of skaam sal wees om net U te kan dien nie. Ek vra asseblief vir wanneer die musiek deur ons sal werk, deur die worship band, dat dit op geestelike manier ons sal verander, Here. Ek vra asseblief vir die woord vandag, sodat ons vandag net kan, dat dit 'n groot impak op ons almal sal hê, sodat dit so 'n groot impak sal hê, sodat ons net dit nie meer kan help nie, dat ons sal kan uitgaan en dit net sal versprei, Here. Here, ek vra asseblief vir wanneer ons nou die aanbiddings en die finansies en alles gaan doen, so gee ons almal goddelike wysheid en insig om met dit te werk, maar dat ons dit met 'n joyful hart sal doen, Here. En wys ons asseblief, Here, dat maak nie saak wat sal gebeur nie, dat U nog steeds altyd daar by ons sal wees. Ek bid in U groot heilige naam en ek sê dankie. Amen. Amen. Baie dankie. So ek gaan dit oorgee aan Kingdom. So geniet die worship. Hallelujah. Can we give God a hand of praise in this room? Hallelujah. It is so good to be found in the presence of the Lord once again. Hallelujah. And wherever His Spirit is, we know that our needs are being met for who He is. Hallelujah. Hallelujah. We've come here with expectation. We've come here with anticipation for what the Lord has in store for us. And before we can start, I always like to open the service with a word of encouragement from the Holy Book, from the Bible. Hallelujah. And we will be reading from the book of Psalms, chapter 100. And it reads as thus: Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter in His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to the end. And I know we've come this morning with thankful hearts to the Lord for whatever He has done for you, even throughout the week. From the last time we saw each other, I'm sure that God has done something for somebody throughout the week. Maybe He's healed you, maybe He's provided for you. Whatever He has done, you have a thankful heart this morning. And I pray and implore you to please take advantage of this time. Lift your hands if you need to, jump if you need to, take your jacket off and run around if you need to. But I just want us to praise Him this morning. Hallelujah. Slap somebody a high five and tell them it's good to see you in the presence of the Lord. Let's take it away. Can we stand together? And as we sing our first song, we will take up our love offering and our tithes. Hallelujah. Jesus, U alleen is waardig, en U alleen kom toe al die eer, al die krag, al die majesteit. Jesus, U alleen is heilig, en U alleen kom toe al die lof, al die mag, al die heerlijkheid. Daar is geen ander naam as Jesus. Daar is die mooie naam as Jesus. Laat die hele aarde juig, want die Redder van die wêreld het gekom. Let's sing together. Hoog
weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redding is hier. Let's say that again, Jesus. Jesus, U alleen is waardig. U alleen kom toe, al die eer, al die krag, al die majesteit. Come on, you know the song, sing it with us. Jesus, U alleen is heilig. En U alleen kom toe, al die lof, al die mag, al die heerlijkheid. Daar is geen ander naam as Jesus. En daar is geen mooie naam as Jesus. Laat die hele aarde van die Redder van die wêreld het gekom. Hoog vir ewig, hoog voor as staan die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redder is hier. If you love the Lord, give Him a hand of praise. Hallelujah. Kom en loof die Heer. Bring your lof in neer. Daar is geen ander wat hom verwonder. Loof die Heer. Hoor die hartestreis, die boom en berg geprys. Here almachtig, heerser vir ewig, en loof die Heer. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem moet sing, loof die Heer. Hoor die
wonder, your name shall wonder, luft die hier. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem met sing, sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem met sing, en loof die Heer. And we sing it like this. Sing oor die goedheid van die Heere, de goedheid van die Heere. Sing oor die goedheid van die Heere, de goedheid van die Heere. Sing oor die goedheid van die Heere, de goedheid van die Heere. Sing oor die goedheid van die Heere, de goedheid van die Heere. Kom laat ons sing en môre sing in die aand, kom laat ons sing tot die son opkom, alles wat asem met sing, sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing tot die son opkom, alles wat asem met sing. Doe it again, sing. Sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem met sing, loof die Heer. Oh, I loof die Heer. Jesus Messiah, hallelujah, the name above all names, blessed Redeemer, blessed Redeemer, say Emmanuel, God with us, the rescue for sin, the rescue for sinners. Thank you, Lord. The ransom from heaven. Jesus, Jesus Messiah, the Lord of all. Say it again, Jesus Messiah. Jesus Messiah. Come on, sing it from your heart. The name above all names. Blessed Redeemer, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven. Say Jesus Messiah. Jesus Messiah, the Lord of all. This is what he did. He became sin, who knew no sin, that we might become his righteousness. He humbled himself and carried the cross. Love so amazing. Say, love so amazing. Jesus Messiah, the name above all names.
Redeemer. Say Emmanuel, Emmanuel. The rescue for sinner. Yes, he is. The ransom from heaven. Jesus Messiah. You're the Lord of all. All our hope. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God. The light of the world. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God. The light of the world. Jesus Messiah. The name above all names. Blessed Redeemer. Blessed Redeemer. Yes, you are, Jesus. Emmanuel. God with us. The rescue for sinners. The ransom from heaven. Jesus Messiah. You're the Lord of all. Jesus Messiah. The Lord of all. Love gone and Jesus. Love from Emmanuel. Vrede fors, sterke God, blank morgenster. Saam met al die engelen sal ons die lowe. Ons aanbid U eer tot in ewigheid. Come on, with our hands lifted up, say, Loof koning Jesus. Loof hom Emmanuel. Vrede fors, sterke God, blink morgenster. Saam met al die engelen sal ons U lowe. Ons aanbid U eer tot in ewigheid. En ons aanbid U eer tot in ewigheid. Ons aanbid U eer, sê, ons aanbid U eer tot in ewigheid. We worship You, God.
lifted to you. Our spirits are lifted to you. Come in your might, come in your power, and reveal yourself to each and every person in this place. We pray for your presence to be so tangible in this place that will give in unto thee, Lord, to have your way. Have your way. Have your way. Have your way. Have your way, oh God. Have your way in this place. Have your way in this place. Have your way in our lives, oh God. Reveal yourself to us in an altogether different way. Thank you, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus, till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Say, and your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. And we declare, Lord, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Come on, you declare for yourself. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Say Jesus for my family, Jesus for my family. oh, I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus, Jesus, everyone say, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every. Come on, say, Jesus for my family. Jesus for my family. Oh, I speak the holy name of Jesus. Your name is power. Your name is power.
Your name is life. Oh, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Yes, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Come on, lift it up and say, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Say, we give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Let's sing this part. Say, you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Say, we give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Say it one more time. Say it. And we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Give you praise. Here, ons loof U en ons prys U naam vanoggend, Here. Here, U is die Alfa en die Omega. Here, U is die begin en die einde, Vader. Here, en met alles in ons vanoggend loof ons en prys ons U naam. Lord, you are worthy of it all. Maak nie saak wat ons omstandighede is, Here, en waar ons vanoggend U is, Here, kom ons en ons sê, Here, U is waardig om geprys te word vanoggend, Here. Gemeente, ek wil jou uitdaag met jou Here hart.
sê net vir die Here, Lord, you are worthy. Here, U is waardig. Here, U is die begin en die einde, Here. Lord, you are all powerful, Lord. Here, U is magtig. Here, ons loof U en ons prys U, Here, nie oor ons omstandighede nie, Vader, maar oor wie U is, Here. Here, nie waar ons is in ons lewe nie, Here, maar wie U is en waar U is, Here. Here, ons loof U, Here, met ons hele hart vanoggend. Jou hele hart. Dalk is daar dinge wat jy vanoggend terughou vir die Here te gee. Ons salwing vanoggend, gee dit net vir die Here. Daar's 'n teenwoordigheid. Daar's 'n afspraak. Daar's 'n tyd. Daar's 'n uur. En ek ervaar vanoggend dat is vandag. Die uur is nou. Die tyd is nou. Gee dit vir die Here. Gee dit vir die Here. Die Here sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. My reddende regterhand. Die Here beskerm jou vanoggend met sy reddende regterhand. Hy omvou jou met sy reddende regterhand. Hy ondersteun jou met sy reddende regterhand. Here, U reddende regterhand is 'n simbool, Vader, van U teenwoordigheid, van U krag, van U autoriteit. En Jesus, waar U aan die regterhand van God sit, weet ons dat U vanoggend vir ons intercede, Here. Die Here kom en hy kom strek daai reddende regterhand uit oor ons vanoggend. En hy sê, al wat jy moet doen is gryp dit. Vat dit aan. Vat dit aan. Ek is al wat jy nodig het, sê die Here. Ek is al wat jy nodig het. Moenie vrees nie. Moenie angstig rondkyk nie. Ek is by jou. Ek is met jou. Ek is om jou. Ek ken jou diepste hartsbegeerte. Ek ken elke gedagte. Ek ken elke bekommernis. Die Here wil jou vanoggend vreesloos vrymaak. As jy vanoggend hier staan en jy het 'n vrees in jou hart, dalk is dit 'n vrees vir jou kinders, vrees vir die toekoms, 'n vrees vir die dag van môre, 'n vrees vir voorsiening. Wat ook al dit mag wees. Die Here wil jou vrymaak vanoggend. Die woord sê in volmaakte liefde is daar geen vrees nie. God is liefde. En mag God se liefde vanoggend vir ons omvou soos 'n kombers. Vir ons toevou en elke vrees uit hierdie gebou uitwyk. Here, ek bid nou in die naam van Jesus dat U elke vrees sal kom vat, elke angstigheid, elke bekommernis, Here, kom gee ons as gemeente in eenheid net vir U. En ons kom bid dat die vrede bo alle verstand vanoggend in ons harte sal kom heers. Here, dat U teenwoordigheid en U Gees, Here, deur ons harte sal kom beweeg, Here. Elke vrees, kom spreek ek nou aan in Jesus naam, wyk uit hierdie gebou uit in Jesus naam. Here, kom maak ons vry van vrees, die vrees wat ons terughou om vorentoe te kyk, die vrees wat ons terughou om voluit te hardloop, Here, die vrees wat ons terughou om voluit te leef, Here. Kom maak ons vry vanoggend van dit, Here. Here sê dis tyd, die tyd wat terugkyk is verby. Hou jou oë gefokus op dit wat voor jou lê. Ek is voor jou. Ek is voor jou. Ek berei die pad vir jou voor. Ek is met jou. Ek gaan klaar vooruit en berei elke tree vir jou. Al wat ons moet doen is vooruit kyk. Vertrou die Here met jou hele hart. Met alles wat jy het. Maak nie staat op jou eie insig nie. Hy sal jou pad vir jou gelyk maak. Dankie Here dat U ons kom vrymaak het vanoggend. Vreesloos vry in U. 'n lewe wat U vir ons bedoel het, Here. 'n lewe van vrede. 'n bonatuurlike vrede. Ek kom bid nou vir elke gedagte. Every overthinking mind. Here, kom maak ons stil. Net soos U die storms kom stil maak het, kom maak ons gedagtes stil, Here. Kom maak ons harte stil. Die woord sê, wees stil en weet dat ek God is. Ons weet dat U God is in die stilte van hierdie oggend. In hierdie teenwoordigheid, Here. In U krag, Here. In U magdom, Here.
die begin en die einde. Here, U is die Alfa en die Omega. All powerful, almighty. Maar steeds, Here, ken U ons by ons naam. Steeds U ken ons, hoeveel hare ons op ons kop het, Here. Steeds stel U belang in elke een van ons. En dalk staan jy hier vanoggend en jy voel jy is nie waardig nie. Jy is nie waardig vir God se liefde nie. Maak dit jou arms oop en ontvang net. Ontvang net sy liefde vanoggend. Die liefde van 'n vader. Die liefde van 'n pa. Jy sien 'n pa reageer op die roepstem van sy kinders. Hy reageer op die roepstem. Here, en ons as kinders van God, ons as U kinders, Here, kom roep U aan. Ons kom roep U aan, Here. Kom stuur daar reddende regterhand oor ons lewens. Kom gryp in, Here. Kom help ons, Vader. Kom lei ons, Here. Kom wees met ons, Here. Kom ondersteun ons, Here. Ons gryp aan U reddende regterhand vanoggend, Here. Ons loof U naam. En ons prys U, Vader. In Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy se plek inneem. Sy goeiemôre die familie. Dit is my regtig net weer eens 'n voorreg om vanoggend die woord te kan bedien. Herman stuur liefde en groete. Hy en Amelia bedien in Glencoe vandag en ek en Zak is hierso, so ons los mekaar 'n bietjie af. Maar ek is net so opgewonde oor wat die Here besig is mee en ook die spesifieke woord wat op my hart gelê het vir elkeen van julle vanoggend. En soos wat julle weet, is ons nog steeds besig met die reeks Jesus. En vir my is dit om te fokus op Jesus, die mees belangrikste ding wat ons in ons lewe kan doen. Dis die mees belangrikste tema wat ons kan hê. En soos wat ons gehoor het verlede week, dat die disippels het vir 3 jaar lank saam met Jesus gewandel. Hy het saam met Jesus geleef. Hulle het Jesus geken en hulle het aanskou die wonderwerke wat hy gedoen het. Hulle het aanskou die genesing, die bevryding, die krag waarin hy geloop het. Hulle het elke dag dit aanskou. Hulle het gesien, hulle het ervaar. Hulle het dit beleef. Maar tog was daar net een ding wat ons in die woord lees, wat die disippels vir Jesus gevra het om hulle te leer. Net een ding. En dit was nie om te genees nie. Dit was nie geleer hoe om water in wyn te verander, of om op die see te loop, of broodjies te vermeerder, of visse te vermeerder nie. Dit was net een ding, en ons vind dit in Lukas 11 vers 1. Dit sê, eenmaal was Jesus ergens besig om te bid. Toe hy klaar was, het een van sy disippels na hom toe gekom en gesê, Here, leer ons om te bid, net soos Johannes die disippels vir ons geleer het. Toe ek dit lees, het dit my geloof so gestig om te weet, hulle het Jesus ervaar, hulle het op hom beleef, hulle het hom geken, maar tog het hulle die begeerte gehad, dat Jesus vir hulle moes leer om te bid. Hoekom? Vanoggend wil ek graag gesels oor Jesus wat ons leer om te bid. Jesus wat ons die voorbeeld gewys het, hoe om te bid. Jy sien, Jesus het in die woord 9 keer praat die woord van, en ek glo dis meer, maar net 9 keer word dit aangeteken in die Bybel, waar Jesus sy disippels eenkant gelos het en gaan bid het. Gewoonlik lees ons dat hy of na 'n berg toe gegaan of na 'n tuin toe gegaan, maar hy het homself geïsoleer vir 'n tyd. Jy sien, Jesus het in konstante gebed met die Vader geloop. Hy het konstant gesê, ek doen net wat die God die Vader vir my sê. Ek hoor net wat hy sê en ek doen net wat hy vir my sê ek moet doen. Hy was konstant in gebed, maar daar was 'n sekere tydperk in sy lewe. Daar was 'n sekere moment in sy week of in sy dag waar hy homself geïsoleer het van sy disippels, van sy mense, waar hy tyd met die Vader spandeer het, waar hy gebid het. En elke keer as hy teruggekom het, na die ontmoeting, na daai isolasie, het die disippels besef, iets is anders. Hulle moes besef het, iets gebeur in daai binnekamer, iets gebeur in daai tyd van gebed. En dit het hulle so gestig, dat dit die enigste ding is wat hulle vir Jesus gevra het om hulle te leer, is Jesus, leer ons om te bid. Leer ons en wys ons hoe om te bid. Want jy sien, Jesus se lewe het gevloei uit sy private tyd met God, uit sy gebed met God, uit sy lewe met God. 90% van Jesus se lewe op aarde was tyd saam met God, was in gebed, saam met die disippels of nie, was met hom. 10% was sy publieke ministry.
En mag ons vanoggend hoor en sien en ervaar en proe dit wat God vir ons verleer, dit wat Jesus vir ons verleer uit gebed uit. So ek wil graag gaan, ek gaan net terugkom, ek dink net by myself, wat is die rede? Wat is die rede dat die disippels wat Jesus so ongelooflik ervaar het, dat hulle slegs Jesus gevra het vir gebed te leer? En ons lees dit in Jakobus 5:16 wat sê, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Die Engels sê dit so mooi, dit sê, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. En ek dink gemeente, as ons regtig besef wat krag van gebed in ons lewe beteken, sal ons anders bid, ons sal anders leef, ons sal ons lewe dalk 90% in gebed leef en 10% in die publiek, net soos wat Jesus gedoen het. En ek glo ook, dit is die persoon wat hierdie vers die beste uit sy kop het ken, is definitief die vyand. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Want glo my, en ek dink ons elkeen kan vereenselwig daarmee, as jy net wil begin bid, dan dink jy aan elke lanke lysies. Jy dink aan gister, jy dink aan wat môre moet gedoen word. Die duiwel kom en hy probeer dit steel. Hoekom? Want hy weet, daar's krag en vrug in gebed. Hy weet daar's krag in stil word saam met die Here. Daar's krag en tyd en dit sê there's great power and produces wonderful results in daai tyd saam met God, in daai isolasie. So is dit nie die eerste strategie wat hy gaan doen om ons weg te hou van dit af nie. Jy sien baie keer dan sê ons, okay, nou gaan ons tyd saam met die Here spandeer. Dan kom daar 'n verskriklike moegheid. Dan kan ons nie ons oë oop hou nie. Dan dink ons sal môreoggend opstaan. Dan kan ons môreoggend ook nie opstaan nie. Dan voel ons die hele dag skuldig. Dan voel ons het nou gesê ons moet dit doen. Jy sien, dis die duiwel se strategie. Van die begin was dit sy strategie om ons weg te hou van God af. Dit het nog nie verander nie. So mag ons weet dat die krag wat in gebed lê, die krag wat in tyd saam met God lê, die krag wat, ja, ons bid almal terwyl ons werk, terwyl ons leef, maar die krag van gebed in 'n tyd van isolasie. Mag ons vanoggend daai openbaring in ons harte beleef en mag ons besluite maak om nader aan God te beweeg. Ek lees in Jakobus 4:3 sê, as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. En dis vir my so mooi, want dit is so reg het gesê. So, en dit sê vir my, daar is 'n regte en 'n verkeerde manier om te bid. Baie keer en ek sê ons bid maar net en ons vra, maar die woord sê vir ons, daar is 'n regte en verkeerde manier. En ek weet nie van julle nie, maar ek wil weet, as ek eendag in die hemel staan en voor God kom en ek kyk terug op my lewe, wil ek hê my gebedslewe moet 'n beloning hê. Daar moet krag gewees het in dit. En in alles wat ek doen, wil ek vra, Here, hoe kan ek, wat moet ek verander? Wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Here, wys ons. En vanoggend, en dit is my so groot voorreg om dit te kan deel, het Jesus vir ons presies geleer hoe om dit te doen. En dit gaan ons in Matteus lees, en dis Matteus se weergawe van toe hulle gevra het vir Jesus om te leer om te bid. Van Matteus 6, lees ons vanaf vers 5. Jesus begin, nog voor hy vir ons die Onse Vader gebed leer hy vir ons eerstens hoe om nie te bid nie. Hy sê, en nou wat die gebed betref, moenie soos die skynheiliges wees, wat daarvan hou om in die sinagoges en op die straathoeke te bid, sodat die mense hulle kan sien nie. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. Hier kom sê Jesus, hy sê eerstens, voordat julle gaan leer om te bid, kry julle hartsmotief reg. Jy sien baie keer ons hartsmotief nie reg nie. Ons bid dalk om raak gesien te word, soos die skynheiliges. Of ons bid uit 'n tradisie uit om ons moet dit doen en ons moet dit doen en ons moet dit doen. Die Here sê eerstens, voordat jy kom bid, voordat jy tyd vir my kan spandeer, sorteer jou hart uit. Hoekom doen jy dit? Wat is die rede? Wat is jou motief? Jy sien, ons kan niks wegsteek van die Here nie. En baie keer val ons in daai lokval om 'n smaal voor die Here op te sit en om te probeer flous met dit wat ons is. Maar sien, as ons met deursigtigheid na God toe kom, hy ken ons harte. Verder lees ons aan dat hy ken nog voor ons vra, weet hy al wat ons gaan vra. So wanneer ons na God toe kom, moet ons motief van ons hart reg wees. Die rede hoekom ons dit doen. Dan gaan hy aan en hy sê, wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe. Hy sê wanneer jy bid, hy sê nie as jy bid nie. Wat vir my so mooi is, want dit sê wanneer jy bid. Presies, jy gaan bid. So wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis toe en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. Julle sien net soos Jesus, hy het in alleenheid na sy Vader geroep. Ja, daar was 'n tyd wat hy saam met die disippels was, hy was konstant in gebed,
Maar daar was tyd gewees waar hy homself geïsoleer het, waar hy na 'n stil plek toe gegaan het en hy het na die tuin toe gegaan of hy het na 'n berg toe gegaan, maar hy het as 'n alleenheid na God uitgeroep. Dan eindig en jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. Wat vir my sê daar's 'n beloning wanneer ons haar tyd uitkoop. The first fruits of your time, die mees belangrikste tyd van jou dag, wil ek jou uitdaag. Jy sien baie keer dan gee ons laaste skrappies wat ons oor het, ons moegheid. Maar mag God 'n prioriteit word in ons tyd, in ons dag, in ons energie, in ons fokus, sodat ons lewe elke dag daaruit kan vloei. Dit gaan aan en dit sê, wanneer jy bid, hy gaan nog steeds aan wat om nie te doen nie. Moenie met woorde mors soos die ongelowiges nie. Hulle dink hulle stortvloed woorde sal maak dat hulle gebede beantwoord word. Jy sien baie keer dan val ons in die struik val en dink ons het nie hierdie teologiese woorde om te sê nie, of ons weet nie eens waar in die Bybel dit staan nie, nou kan ons niks sê nie, nou voel ons nie waardig om met die Here te praat nie. Jy sien, dis al strategie van die vyand om ons weg te hou om dit nie te doen nie. Die Here is nie gevlei met mooi woordjies nie. Hy is nie gevlei met teologiese woorde of enigiets soos dit nie. Hy soek 'n egtheid, 'n transparency, 'n opregte hart met woorde net soos wat jy elke dag gebruik. Net soos wat jy elke dag praat. En miskien hou dit jou ook weg om in 'n groep te bid. Ek onthou ons het altyd as ek in 'n groep moes bid, dan wil ek sommer badkamer toe gaan. Ek wil tog asseblief my vra om te bid nie. Want dan dink ek, wat gaan ek sê? Maar jy sien, as dit oor die Here gaan, dan maak dit nie saak wat jy sê nie. Want die Here ken jou hart. Jy bid tog tot jou Vader en nie tot mense nie. En mag ons perspektief verander oor ons woorde en wat ons gebruik. Dit gaan aan dit sê, moenie soos hulle maak nie, want julle Vader weet presies wat julle behoeftes is, selfs nog voordat julle hom vra. Hy weet presies wat julle behoeftes is, selfs nog voordat jy hulle vra. En dan dink ek myself, Here, maar as jy nou alles weet, hoekom moet ek dit nou vra? Dan weet iemand nou wat ek wil sê. Jy sien die afhanklikheid van God, uitroep na hom, vra hom. Die woord is vol beloftes van klop en die deur sal oopgemaak word. Vra en ek sal vir jou gee. Dit sê vra en hou aan vra, klop en hou aan klop. Hy sê die wat na my roep, ek sal uitreik en hulle red. There's something about asking, daar's iets om te vra. Jy sien, ons is God se kinders en 'n kind vra hulle pa. 'n Kind sê nie hulle pa voor nie. 'n Kind vra hulle pa uit 'n posisie van 'n kind na die pa. En dan gaan Jesus, dan begin hy met die Onse Vader gebed vanaf Matteus 6 vers 9 en hy begin met ons Vader in die hemel. En ek het so tyd terug met 'n maandag impartation in die kerk, 'n hele impartation doen net met daai eerste stukkie, ons Vader in die hemel, vir 'n hele uur lank. Ons net oor dit preek, ons Vader in die hemel. Jy sien, ons Vader sê vir ons wie ons is. Ons roep uit na wie? Met wie praat ons? Ons Vader. Ons Vader. En hierdie hele Onse Vader gebed is so, soveel openbaring in dit, wanneer ons dit besef, en ek lees dit nie nou uit 'n tradisie uit, dat ons moet nou opsê uit tradisie uit nie, maar dat ons regtig sal besef, wat Jesus bedoel het, toe hy vir ons geleer het, hoe om te bid. Ons Vader. Jy sien, eerstens, ons Vader sê vir ons wie ons is 'n kind van God. Ons kom na die Vader, ons kom na God toe as 'n kind. As ons sê ons Vader, dra dit autoriteit, wat sê, okay, die kind van God praat nou met sy Vader. Jy sien, God reageer op die uitroepe en op die stemme van sy kinders. Ek sal nooit vergeet nie, ons het een keer in 'n mall gestap of in 'n winkelsentrum en ons het vir Herman hulle vir oomblik verloor en ek sê vir Amelia, we quickly have to ask Daddy where is he? En sy begin net skree, Daddy! Ons het gedink ons gaan hom gesoek. En daar het seker 10 paas gereageer. Almal met ouers dink, dis hulle kinders wat antwoord. En as ek vandag terugdink, is dit so ongelooflik eintlik om daaraan te dink. God reageer op die uitroepe van sy kind. En dit sê vir ons dat ons is nie 'n weeskind nie. Jy sien, baie keer dan sit ons met 'n weeskind denkwyse. 'n Beggars mentality. Wat dink Here, asseblief as U my nog nie raak sien vandag, dan sal U dalk vir my help. Maar sien 'n kind wat weet wie hulle pa is, kom met confidence in die troonkamer van die Here. Hulle weet wie hulle is want hulle weet wie God is. Dit sê dit, ons Vader in die hemel. In die hemel. Dit sê vir ons waar ons posisie is. Dit sê vir ons waar ons God is. Dit bring outomaties autoriteit. Dit sê vir ons Vader, ons weet wie ons is, ons weet wie God is. Ons roep uit na hom. Waar is hy in die hemel?
So ons bid na ons God wat in die hemel is. Dit sit dadelik ons autoriteit daar. Dit gee dadelik vir ons autoriteit om te stap in die geestelikheid en te sê, I'm tapping into the spirit now, I'm speaking to my Father in heaven. Jy sien, want baie keer word ons so vasgevang in ons elke dag lewe, in ons wêreldse lewe, in ons elke dag dinge doen, dat ons vergeet dat ons 'n Vader in die hemel het, 'n hemelse perspektief het, wat die groter prentjie ken, wat presies weet waardeur ons gaan, wat in beheer is van die heelal. Efesiërs 2:3 sê, omdat ons aan Christus Jesus verbind is, het God ons saam met hom opgewek en saam met hom 'n sitplek in die hemel gegee. Hierdie vers sê presies vir ons het 'n sitplek in die hemel deur Jesus Christus wat vir ons gesterf het. Dit is ons posisie. Dit is waaruit ons God aanroep. En ek hoop regtig dat elkeen van ons en dat soos Paulus gebid het, dat die oë van ons siel en die oë van ons harte en ons ore sal oop word vir oggend om te hoor. Dit is die autoriteit wat ons het. Dit is die voorreg wat ons het. Deur Jesus Christus wat ons gesterf het om dit te kan doen. Dit gaan aan en dit sê, okay, dis ons Vader in die hemel. Dan gaan dit aan, laat u naam geheilig word. Jy sien, dis uit en uit lofprysing en aanbidding. En ek wil dankseg en bysit. Op 'n plek kom waar ons net die Here loof en prys. Dis my so mooi want dit het nog eens begin met die inkopieslysie wat ons vir die Here vra om te doen nie. Dit begin net eers om te sê, weet jy, ek weet wie ek is, ek weet wie God is. I'm seated in heavenly places. En uit daai posisie uit vra ek u. Dan kom ek voor na u en ek sê, Here, laat u naam geheilig word. Psalm 100 vers 4 sê, ons loof hom, ons gaan sy poorte in met dankliedere en sy hofsaal met lofsange. Psalm 22 vers 4, God leef in die lofsange van sy volk. Jy sien, worship, aanbidding, lofprysing, it's attracting God. Aanbidding help ons om op hom te fokus. Aanbidding help ons om ons eie selfsugtige ambisie agter ons te sit. Waar ons op 'n punt kom en sê, Here, nie my wil nie, maar u wil. Here, help my om te fokus. Dis vir ons fokus van onsself en ons eie begeertes, ons selfsugtige begeertes, soos Jakobus gesê het, agter ons sit en sê, vir hierdie oomblik, Here, wil ek u net loof en prys. Ek weet wie ek is, ek weet wie u is, ek ken my posisie, ek ken my autoriteit. Here, maar ek wil u net loof en prys. En ek wil vir ons vanoggend uitdaag, hoeveel keer van ons gebedslewe loof en prys ons om die Here net, sonder om iets te vra, sonder om iets vir hom voor te sê, maar net om te loof en te prys. Want jy sien, hy's in die lofsange van sy volk. Hy's in die lofsange van sy volk. En dit is hoekom dit so belangrik is. Jy sien, aanbidding is nie net op 'n Sondag nie. Maar aanbidding is ook ons elke dag lewe. Ook in ons stilte tyd saam met God. Jy sien, dit help ons om ons fokus te dra na Jesus toe. En ook ons lewe te belyn na Jesus toe. To realign our life. Te sê, Here, alles wat nie in lyn is met u nie, Here, kies ek nou. Vader, ek loof en ek prys u. Here, en ek vra u dat, soos wanneer ek u nou gaan vra, dat ek in u wil sal vra. Jy sien, dit help ons, dit dissiplineer ons, om ons fokus op hom te sit. Dit gaan aan, dit sê, laat u koninkryk kom. Laat u wil hier op aarde uitgevoer word, soos in die Here, soos in die hemel. En dit wil vir my sê, dit is waar ons kom en ons sê, Here, laat u koninkryk kom, Here, u wil en nie my wil nie. Voor hy nog vra, vir enige behoefte, sê hy, Here, laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied op aarde, soos wat in die hemel is. Jy sien, daar's 'n aardse realiteit en daar's 'n hemelse realiteit. En dit is van ons bid, Here, soos dit wat in die hemel is, mag dit op aarde wees. Here, as daar genesing in die hemel is, sal daar genesing op aarde wees. Here, bring dit in lyn. Bring dit in lyn. Soos dit in die hemel is, mag dit op aarde wees. Here, soos dit u dit beplan het. Here, soos dit in die boek van die lewe opgeskryf is. Here, soos dit wat dit u sal behaag, Here. Soos dit u wat u wil hê dit moet uitspeel, Here, mag dit so op aarde wees. En dis 'n plek van oorgawe, 'n place of surrender waar ons sê, Here, nie meer my wil nie. Here, nie my idee nie, nie my ervaring nie, nie my geleerdheid nie. Here, nie eers dit wat ek ken nie. Nie is my omstandighede nie. Here, maar laat u wil geskied, soos wat dit in die hemel is. Laat dit op aarde wees. En ek wil graag net 'n stuk lees uit Romeine 8 en dit sê, die Gees staan ons ook aan ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Jy sien, soms sit ons
En ons bid en ons weet nie wat om te bid nie. En ons sê, Here, ek weet nie eens hoe om dit nou te vra nie, of ek weet nie hoe om dit uit te druk nie. Maar ons moet nooit vergeet dat die Heilige Gees in ons pleit met versigtinge wat nie woorde gesê kan word nie. Die Engels sê dit, and the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Beteken dat, soms weet ons nie wat om te bid nie, soms weet ons nie wat God se wil is nie, maar daar is iemand wat verseker weet wat God se wil is. En die woord sê oor en oor vir ons, dat die Heilige Gees ken die hart van God. So wanneer ons bid, sê ons, Heilige Gees, help my, lei my, wys my wat om te bid. En baie keer dan bid ons nie, want ons weet nie wat om te bid nie, waar om te begin nie. Maar sien, die Heilige Gees is soos lewende water in ons, soos strome van lewe, soos fonteine. As jy net daai eerste stappie van geloof vat, dan begin dit uitborrel, en jy begin gelei word deur die Heilige Gees, en jy begin bid volgens God se wil, volgens God se hartklop, volgens dit wat God sê. Jy sien, ons ore moet in lyn wees met God se woord. Prayer should be an echo of God's word, 'n echo. En hoe weet ons dit? Hoe doen ons om deur die woord te wees? Die woord sê vir ons presies wat is God se hart, wat ons moet doen. En ons moet op 'n punt kom en sê, Here, u ore en u oë. Jy sien, Jesus het gesê, ek doen niks wat my Vader nie vir my sê ek moet doen nie. Ek sê niks wat my Vader nie vir my moet sê nie. Ek doen niks. En daai afhanklikheid van, okay Here, ek wil niks doen as u nie vir my sê nie, maar dan wil ek verseker weet dat ek in lyn is en dat dit u wil is. Want jy sien, die Catherine Kuhlman het gesê, the safest place to be is in the center of God's will. In die middel van God se wil is waar ons wil wees en moet wees. En dit is nie moeilik nie. It's not some place mysterious. Ons het die Heilige Gees ontvang. Al wat ons moet doen is oorgee en toelaat dat hy ons sal lei, dat hy met ons sal wees. Ek gaan nou Engelse een weer lees. Dit sê, and the Holy Spirit helps us in our weakness, for example. We don't know what God wants us to pray, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Heilige Gees bid vir ons with groanings that cannot be expressed in words. En as mens gaan kyk, wat is 'n groaning? 'n Groaning is 'n geluid wat nie 'n woord is nie. En ek kan hierdie groaning geluid so mooi opsom uit 'n getuienis in my lewe. En ek deel dit graag met julle vanoggend. Dit was in 2008 gewees en my pa het ingegaan want hulle het ietsie gaan uitsny hierso op sy bobeen en op sy bout. En hulle bly almal in die Kaap en ek het in Hermit in Potchefstroom gewerk. En my ma bel net vir my sê ek moet dadelik inkom, ek moet dadelik afkom. Hulle het my pa net baie tyd gegee om te lewe nie. En toe hulle nou ek weet nie wat dit ingroei haartjie uitsny, toe sien hulle hy daai flesh eating bacteria, Necrosis fasciitis. Ek weet nie of julle dit ken nie, maar wanneer dit 'n bakterie in jou liggaam kom, dan amputeer hulle dadelik die been, want dit is soos gangrene, maar baie vinnig. So hulle sien letterlik met die oog hoe die vleis gevreet word. So toe hulle nou sien hulle alles is soos gangrene. Hulle sny net uit en uit en uit. En my ma sê vir my ek moet dadelik terug afkom en ja, so toe vlieg ek nou af daai nog dieselfde dag en ek kom daar in die hospitaalkamer en nou is dit ook in die Parel en hulle is nie baie seker oor wat die siekte is, hulle ken dit nie. En ons jaag met die ambulans nou Kaap toe en nou moet hy nou daar wees en so sny hulle net die kilogramme vleis uit. So in daai, sê maar 12 ure wat ons gehoor het tot en met dan, het hulle seker al 6 kilogram, my pa is 'n groot boer, het hulle al seker 6 kilogram uitgesny, sy bobene uit, sy rug en sy bout, alles om hierdie bakterieë nou te keer. En my ma gaan hom op die lughawe, ons is op pad Kaap toe en ons kom terug in die kamer in en die hospitaalbed is leeg. Hulle maak die hospitaalbed op. En ek sal nooit die geluid vergeet wat my ma gemaak het op daai oomblikie. It was a groaning that cannot be expressed in words. 'n Geluid, 'n uitroep na die Here en sê, Here, wat gaan aan? 'n Uitroep, Here, help ons. Here, genees ons. 'n Geluid wat my aan tot vandag, as ek moet sê, nagmerries gee, wat ek hoor in my. 'n Groaning. En wat toe gebeur het, is hulle het my pa uitgestoot, my pa toe doodgegaan en my ma het groan gegee en ons sien net 'n geskarrel en ons weet nie wat gaan aan nie en toe het my pa weer aan die lewe gekom na daai 10 minute wat hy dood verklaar was. En die Here het hom uit die dood opgewek en hy was op 4 maande nog in die hospitaal waar hulle verskriklike veloorplantings moet doen
Maar die Here het gekom en hom bonatuurlik kom uithaal en kom uitruk uit daai situasie uit. En vandag kan ek net alle eer en lof aan die Here gee. Maar ek sal nooit die versigtinge, die a groaning, ek weet die Engels sê dit so mooi, a groaning, 'n geluid vergeet wat my ma gemaak het nie. Sy het nie gebid nie, sy het niks gesê nie. Sy het 'n geluid gemaak en in daai geluid was alles wat nodig was, want die Here het haar hart geken. Die Here het ons hart geken en net so kom die Heilige Gees en hy gee vir ons 'n groaning. Hy bid vir ons. Hy comes and he intercedes for us. Hy kom praat deur ons. Hy kom na God die Vader toe en sê, kyk na my kind, hulle kry swaar, kom ons help. Hy intercedes. Hy help ons om te bid. En wanneer ons sal besef wat tot ons beskikking is, gemeente, sal ons anders bid. Ons sal anders te praat. Jy sien, ons woorde het soveel krag. Ons woorde dra krag. Dit wat ons sê, ons kan of lewe of dood spreek. En wanneer ons dit regtig sal besef, sal ons anders te praat, ons sal in anderste geselskappe wees. Ons sal selfs anders met die Here praat. Ons sal weet wat sy wil is. Dit gaan aan en dit sê, gee ons die porsie brood wat ons vandag nodig het. Dit is vir my mooi, want na alles kom Jesus en hy vra eers dan, Here, voorsien my behoeftes. Hy sê nie, Here, ek soek dit en dit en dit nie. Hy sê wat ek nodig het, die manna van vandag, dit wat U vir my bedoel, dit wat U vir my beplan. Nou gee jy jou behoeftes vir die Here. Jy sien, ons het begin met identiteit, ons het begin met ons posisie en ons autoriteit. Ons het begin om te weet, Here, ons loof U en ons prys U, nie oor wat U vir my kan doen nie, Here, maar wie U is, uit verhouding uit. Want jy sien, soms dan is ons gebedslede baie goed as ons iets van hom vra of iets van hom verwag. En dan kom ons op 'n punt van oorgawe en so sê, Here, nie my wil nie, maar U wil, Here, laat dit wees soos wat U dit beplan het. Met die hulp van die Heilige Gees in ons wat ons help om te bid. En dan kom Jesus en hy sê, okay, Here, gee vir ons daaglikse brood. Gee vir ons dit wat ons nodig het. Dit wat U dink ons nodig het. En ek glo ook, Jesus ken ook ons hart. Hy weet wat ons nodig het om op 'n punt te kom, om hom te vra. Want nadat ons deur al daai ander stappe was, het ons al klaar vergeet van ons eie ambisie. Ons het ons fokus op die Here gesit. Ons het gevra dat die Here se wil begin. En nou sê ons, Here, mag U ons lei om te vra volgens U wil. En ek lees graag Filippense 4 vers 6 tot 7. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Eerstens sê Jesus, wees oor niks besorg nie. Wees oor niks besorg nie. Voor jy vra, jy sien baie keer dan vra ons, we ask out of panic. Ons vra uit 'n plek van paniek. Maar ons moet onthou, ons vra vir 'n pa. Ons vra as 'n kind. Ons vra nie as 'n buitestander nie. Ons vra nie as iemand wat 'n boemelaar nie. Jy sien, 'n boemelaar smeek, want hy weet nie wie die een is nie. You see, God is the source of our resource. He's the source. Hy is die bron van dit wat ons nodig het. Sien, ons kyk as na die wêreld en ons sien dit as die bron. Soms kyk ons na ons werk en ons sien hulle is die bron, ons familie of ons mans of ons vrouens, as die bron van ons geluk of ons liefde. Maar God is die bron van alles wat ons nodig het. En ons benader die Vader as 'n kind en nie as 'n boemelaar nie. Jy sien, die woord sê so mooi vir ons, die Here dek vir ons 'n tafel. Hy dek vir ons 'n tafel. En soms dink ek, ja, dan dek hy vir ons 'n tafel, ons sien die tafel, maar dan gaan ons nog steeds hier in die back alley en gaan eet die scraps van die wêreld. Die aanvaarding van die wêreld. En dit wat ons nodig het. Maar die Here kom en hy sê, ek dek vir jou 'n tafel. As my kind, 'n plek by die tafel, as my kind. En daaruit vra ons behoeftes. Hy sê eerstens, wees oor niks besorg nie. Moenie vra uit paniek of uit stres uit nie. Wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word. So deur dankbaarheid sê vra ons die Here wat ons benodig. Hy sê en dan die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Jy sien, wanneer ons vra, die Here wil hê ons moet vra. Die woord sê 'n pa sal nie vir sy kind 'n slang gee as hy vir 'n vis vra nie. Of 'n klip gee as hy vir 'n brood vra nie. Want dit is nie die hart van die pa nie. Hart vir die pa is om te gee dit wat spesifiek hy vir jou in plan het, wat jou sal voed. 'n Brood sal jou voed, 'n klip sal nie. Maar soms vra ons vir die klip. Ek het al baie gebede gebid en gesê, Here, dankie dat U nie my gebed beantwoord het nie.
Here, dankie dat U nie vir my dit gegee het wat ek gesmeek het, Here, om vir my te gee nie. Want op die ou ende weet ons dat die wil van die Here is die perfekte plek waar ons kan wees. En soms lyk dit nie soos ons 10-punt plan wat ons uitgestel het vir ons lewe nie. Of soms lyk dit nie oor ons begeertes wat ons gehad het nie. Maar om rustigheid te vind dat, om die vrede te hê, bo alle verstand, te weet dat dit wat God my gegee het, of wat hy my gaan gee, of die vertroue waarmee ek in my hart het, dit sal my verstand te bowe gaan. Peace passes all understanding, sê die woord. En ek sê altyd, yes, it's a peace that passes all understanding, but we only get the peace when we stop to try to understand. Want jy sien, soms dan probeer ons verstaan, ons probeer dinge uitredeneer, en ons probeer met ons breine hierdie ding verstaan wat die Here meeste besig is. Maar sien, net sodra ons opgee om te verstaan, dan kom die vrede van die Here. 'n Vrede wat jy nie kan verduidelik nie. En ek dink elkeen van ons kan getuig dat ons daai vrede in ons lewe ervaar het. 'n Vrede wat onverklaarbaar is. Die wêreld sê vir jou realiteit is, dit lyk soos die dood. Maar die Here kom en hy gee vir jou 'n bo-natuurlike vrede. Vrede wat die wêreld nie vir jou kan bied nie. So die Here sê eerstens, moet niks besorg nie. Moet niks worry nie. Hy sê, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word. Vra die Here. Vra die Here. Hy wil hê jy moet hom vra. Klop en hou aan klop. Vra en vir julle sal gegee word. Roep uit na sy naam. Vra hom. En vergeef ons. Dit gaan aan dan en dit sê, en vergeef ons sondeskuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe het. Jy sien, Jesus het dit vir die disippels geleer. Hy het nie sonde gehad nie, maar hy leer vir ons om te sê, Here, vergewe my. Here, maak my vry. Here, ek kies ook hierdie oomblik om te vergewe. Want hy weet onvergifnis en bitterheid in ons harte is die nommer 1 ding wat ons weghou om God in die volheid te kan ervaar in ons lewens. Ek wil ook elkeen van ons uitdaag vanoggend in die geleentheid gebruik dat indien daar iemand is in jou lewe en waar die Heilige Gees jou dalk mag herinner nou aan iemand om net daai persoon te vergewe. Want jy sien jy begeer daai persoon nie vir jouself nie of jy vir daai persoon nie, maar vir die Here en vir jouself en om vorentoe te kyk. Vergewe, leef in vergifnis, stap in vergifnis om nie jou hart bitter te maak nie, om nie 'n hart op 'n plek te kom waar dit hard te maak nie, want jy weet 'n harde hart, 'n hart van klip begin by onvergifnis. Begin daai van ek sal jou terugkry. Maar die woord sê vengeance is of the Lord. Wanneer ons oorgawe en ons gee dit uit vir die Here en ons sê Here, ek vergewe die persoon, dit maak nie reg wat daai persoon aan my gedoen het nie. Ons spreek daai persoon dat dit reg was nie, dit was verkeerd, maar ek vergewe. Ek laat gaan. Ek los die tou wat my aanhou seermaak. En ek vra Here dat U my sal vergewe, dat U die bitterheid uit my hart sal haal, sodat ek in U volheid kan ervaar, sodat ek die oorvloedige lewe kan ervaar wat Jesus vir ons gesterf het om vandag te hê. So mag ons elke dag in ons lewe in vergifnis stap. Mag ons stap, in die vergifnis wat Jesus gesterf het vir ons om in te stap. En die woord sê eintlik, en vergeef ons skuldenaars, soos ons ook ons en vergeef ons sonde skuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe het. Dit gaan aan en dit sê, bewaar ons, sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die greep van die bose. Daar kom en Jesus sê, okay, nou bid ons vir beskerming. Ons sê, Here, beskerm ons, help ons om nie verlei te word nie. Help ons om 'n lewe te leef, gelei deur die Gees en nie deur die vlees nie. Help ons, Here, beskerm ons deur die greep van die bose. Hoeveel keer bid ons nog vir leiding, bo-natuurlike leiding, guidance, as mens vat die woord in Engels guidance, dit staan vir God, you and I dance. Dis 'n ritme saam met God, dis 'n hardloop saam met God, 'n guidance, 'n leiding met die Here. Maar sien, soms is ons nie inpas met God se hartklop nie. Want ons probeer inpas met die wêreld se hartklop. Ons probeer inpas om te lyk soos die wêreld en doen soos die wêreld en praat soos die wêreld. Maar Jesus kom en hy sê dat ons is 'n nuwe mens. Ons is nuut gemaak. Hoe lyk 'n kind van God? Jy sien, 'n kind van God lyk soos sy Vader. 'n Kind van God lyk soos die een wat vir hom nuwe lewe gegee het. Vanoggend staan die Here voor elkeen van ons soos 'n spieël. En hy wys vir ons, mag ons 'n refleksie wees van wie hy is. Mag ons as kinders meer soos die Vader begin lyk. Meer soos die Vader begin praat, meer soos die Vader begin dink. Mag ons in lyn kom met wie hy is in ons lewe. Jy sien hierdie hele gebed van die Onse Vader, hierdie hele gebed begin Jesus mee, hoe om dit nie te doen nie. Hy sê eerstens, kry jou hart reg. Kry jou motief van jou hart reg. Waar is jy?
Gaan na 'n plek toe wat stil is. Vat alle distractions weg. Hoe lyk dit vir jou? Dalk om net om jou foon in 'n ander vertrek te sit vir 'n oomblik. Dalk om net stil te raak, dalk om in 'n tuin te gaan sit. Dalk om net ons noem dit in ons huis 20 minutes. Mommy needs 20 minutes. Nobody bothers me, I need 20 minutes. Dalk om net te sê, okay, dis 20 minutes. Niemand pla my nie. Om net te sê, 20 minutes bestaan ek nie. Een kant toe te gaan. Al is dit in die badkamer, al is dit in die tuin, waar ook al jy rus en vrede vir jou siel het, om jou posisie reg te kry en dan na jou Vader te roep, jou autoriteit op te neem, in jou identiteit te stap, te weet wie God is, te weet wie jy is, te posisioneer, te vra uit 'n plek, to ask out of a place of heavenlies, out of your heavenly seat, om die Here te loof en te prys vir dit wie hy is en wie hy is en nie net wat ons kan doen nie, om na God te kom in oorgawe en te sê, Here, nie my wil geskied nie, Here, maar ek gee elke faset oor van my lewe, om ons behoeftes te vra volgens sy wil, om uit te roep na hom toe, om te sê, Here, u kan, niks is onmoontlik met God nie. En ek wil ook dit vanoggend sê, dalk sit jy hier en jy voel, dis onmoontlik, jy soek 'n wonderwerk, maar ek wil jy net herinner, dat met God is niks onmoontlik nie, niks is onmoontlik nie. Jy sien, ons kan hierdie hele gebed hoor, maar as ons die geloof gaan hê, wat saam met dit gepaard gaan hê, gaan dit niks beteken nie. Ons moet glo dat dit wat ons God vra, ons moet glo dit wie ons is, ons moet geloof hê, geloof in ons hart hê, dan gaan dit aan, dan vra ons behoeftes, ons vergewe, ons vra vir vergifnis, maar ons vergewe ook ander. Maar miskien het iemand daai oggend jou offend, of jou seer gemaak, of iets gesê, vergewe dadelik, be quick to forgive. Want jy sien, dit is nou presies soos daai gangrene. Jy sien, onvergifnis is soms ook soos gangrene. Dit groei en dit groei en dit groei en dit groei en voordat jy weet, is jy heeltemal besmet. Maar wat my die ongelooflikste was, is toe ons en my pa kon vind nie, het hulle hom in 'n 100% suurstoftank gesit wat hulle vir duikers gebruik om hulle babbelsiekte of so iets, maar dit is 100% suurstof, dit lyk soos 'n spaceship en dan het hulle hom daar ingesit met sy wonde en alles, want hulle het geglo dat dis die enigste uitweg nou, miskien sal 100% suurstof die virus stop of die bakteria stop. En dis my so mooi want kyk, God is the breath of life. Hy is ons 100% suurstof wat ons gangrene in ons lewe stop. Hy is die een wat nuwe lewe in ons inblaas. So dit gaan aan en dan sê Jesus vir ons, nou kan ons vra vir beskerming en vir leiding. Bonatuurlike beskerming en bonatuurlike leiding. Ek wil eindig met Romeine 12 wat sê, verbly julle in die hoop, wees geduldig in verdrukking en volhard in gebed. Hy sê volhard in gebed. Hoekom sal hy sê volhard in gebed as dit maklik was? Gebed is nie 'n maklike ding nie, want jy sien die vlees kom en die vyand kom en dan kom steel ons tyd en ons energie en ons denke en ons is de mekaar en ons weet nie waar ons kom nie. Maar die Here sê volhard in gebed, endure in prayer. Kolossense sê volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Waak daarin. Ek wil elkeen van ons vanoggend uitdaag om ons tyd saam met God, ons tyd van isolasie, ons tyd waar ons die Vader aanroep, ernstig sal opneem. En wanneer ons dit doen, hoe dit ook al mag lyk vir jou, dat ons sal weet wie ons is in hom, dat ons sal roep uit na sy, as 'n kind na 'n Vader, dat ons sy naam sal uitroep, dat ons nader en nader en nader sal beweeg as ooit van tevore, dat ons die vyand se schemes kan sien van om ons weg te hou. Because the prayer of the righteous is powerful and fruitful. En elkeen van ons is geroep. Elkeen van ons dra daai krag in ons met gebed. Baie keer dan sê ons nee, ons moet hierdie vrou bid want as hierdie vrou gebid dan gaan jy het dieselfde krag in jou. Jy het dieselfde krag in jou. Al wat ons moet doen is begin in dit stap. Ons moet begin besef en in dit loop en in geloof glo dat dit wat Jesus vir ons geleer het vanoggend, die gebed, hoe om te bid. En dit is soms so ABC, 'n kinderkerkles, maar daar's soveel weggesteek in dit dat ons hart en ons ore en ons geestelike oë sal oopgaan deur wat Jesus vir ons leer. So ek dink kom ons sluit dit ons oë. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend kon leer hoe om te bid. Dankie dat ons vanoggend kon leer, Jesus, hoe U vir ons kom wys presies wie ons is in U. Dankie Here dat ons U kan benader, Here, as kinders van God. Here, nie as boemelaars of weeskinders nie, Here, maar kinders wat geliefd is, gekies is, Here. Here, ons bid vanoggend vir elke persoon in hierdie gebou, Here, wat sê,
Here, ek wil nader aan U beweeg. Here, ek wil meer tyd saam met U spandeer. Here, ek wil daai tyd van isolasie, daai tyd van saam met U wees meer ernstig opneem. Heilige Gees, ek bid dat U deur ons sal beweeg, dat U vir ons 'n honger en 'n dors sal gee soos nog nooit vantevore nie. Here, dat wanneer ons buite daai binnekamer uitstap, Here, soos die disippels vir Jesus gesien het, wat in krag beweeg het, in wonderwerke beweeg het, Here, mag die mense om ons 'n lewe sien wat vloei uit ons binnekamer. Here, ek bid dat U vanoggend ons sal bekragtig, Here. Sal bekragtig met U Heilige Gees, Here, om te wil bid. Here, om tyd uit te sit, Here. Dissiplineer ons. Here, help ons. Here, daar's niemand soos U nie. Vader, ons loof U, ons prys U met alles in ons. Here, ons as gemeente sê ons Vader wat in die hemel is. Ons as kinders kom voor U en ons weet, Here, omdat U die geneesheer is ons vandag genees. Here, omdat U die een is wat ons vry maak, is ons vry. Here, omdat U die een is wat ons gekies het, Here, is ons gekies en is ons gelief. Here, ons vind ons identiteit vanoggend in U. Here, ons weet, Here, dat ons autoriteit lê in U. Here, ons autoriteit lê in die posisie, Here. Jesus Christus vir ons gesterf, opgewek uit die dood, opgevaar en sit aan die regterhand van God. Here, ons kom vra U uit ons autoriteit vanoggend, Here, dat U perfekte wil sal geskied. Here, ons loof U en ons prys U naam met alles in ons, Here. Kom sê ons vir U dankie vir ons lewens. Here, waaroor ook ons mag wees vanoggend, sê ons vir U dankie. Here, ons loof U en ons prys U heilige naam. Here, ons bid dat U koninkryk sal kom en dat U wil sal geskied, Here. Hier op die aarde, Here, dat dit mag wees soos wat dit in die hemel is. Here, soos wat U dit beplan het in die hemel, Here, mag dit wees. Here, bring in lyn, Here, elke slag of aanval van die vyand kom in lyn met die woord van God en soos wat dit in die hemel is, mag dit op die aarde wees. Here, ons gee ons eie wil oor vir U en ons bid dat U, Heilige Gees, deur ons sal werk, dat U met ons sal praat, dat wanneer ons bid, Here, dat U deur ons sal vloei, dat U vir ons die hart van God sal wys. Here, ons kom bid ook, Here, dat U ons porsie brood en dit wat ons vandag nodig het, sal voorsien. Here, U ken ons toekoms, U ken ons verlede, U ken ons hede. Here, en ons hou vas aan dit, dat U weet wat die beste vir ons is. Maar Here, ons vra U vir voorsiening. Here, ons vra U vir genesing. Here, ons vra dat U vir ons sal help. Here, ons vra vir 'n wonderwerk. Ons vra vir deurbraak, Here. Ons weet, Here, wat U sê, die wat vra, hulle sal ontvang as ons vra volgens U wil. Here, ons bid ook, Here, dat U ons sal vergewe. Vader, ons gebruik ook hierdie geleentheid om mense te vergewe, Here, wat ons te nagedoen het. Here, die wat ons voel op hierdie oomblik, ons spreek hulle net vry in Jesus naam. Here, ons kom spreek hulle vry en ons kom sit hulle in U hande en ons kom bid dat U wil in hulle lewe sal geskied. Here, maar ons dra nie meer verder aan die laste van onvergifnis en bitterheid oor ons lewens nie. Ons bid dat U ons sal vrymaak van 'n harde hart, Here, en dat U vryheid, Here, oor ons harte sal kom vloei. Vader, ons kom vra dat U ons sal kom bewaar en beskerm en dat U ons sal help om nie aan verleiding toe te gee nie, Here. Here, help ons om regop te staan, Here, om elke stap te stap in U wil, Here, om in gelei te word deur U Gees en nie deur U vlees nie. Here, bevry ons ook van die greep van die bose. Dankie, Here, dat no weapon formed against us sal prevail. Here, niks wapen, geen wapen wat gerig is teen ons sal uitvloei nie, Here, want U is met ons, U beskerm ons, U lei ons. Here, ons as 'n gemeente kom en ons loof U naam en ons prys U naam, Here, en ons sê vir U dankie. Here, ons bid ook vir die res van hierdie dag en hierdie week. Here, help ons, Vader. Help ons, Here, om hierdie tyd saam met U hoog te ag, Here, om dit ernstig op te neem. Here, help ons, Here, om ons tyd to have stewardship of our time, Lord. Here, om rentmeesterskap van ons tyd te hê om saam met U te spandeer. Here, mag elke een vandag in hierdie huis, Here, ervaar die goedheid van die Here. May we taste and see that you are good. Here, in die tyd saam met U, Vader. Here, ek kom spreek ook, I declare, Lord, that you will come, that will be miracles and signs and wonders, Lord, will flow from our intimate time with you. Dankie, Here, vir U goedheid en U guns. Ek bid ook, Here, dat U met elke familie sal gaan op die pad, op die ry, Here, dat U met ons sal wees, dat U ons sal lei en dat U net so 'n bewusmaking in elkeen van ons se harte sal gee vandag om te weet dat U is met ons in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Ek gaan sommer afsluit. Mag julle 'n geseënde dag hê en dan sien ons mekaar weer volgende week.